Vriende, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend, soos ek laas gesê het, die nagmaal vier. So as jy nog nie jou broodjie en jou wyn of jou druiwesap gereed het nie, dan kan jy nou eers gou pause en dit vir jou gaan gereed kry. Ons wens die volgende persone geluk met hulle verjaardag hierdie week. Vandag verjaar Siegfried Grindling en Delia Venter. Môre verjaar Louis Joubert, Kyra Manley, Louisa Nel, Johan Skols en Lara Snyman. Dinsdag is dit Felicity Gagiano se beurt en woensdag Sylvia Haywood. Donderdag verjaar Tannie Louise Ann Ruthven. Vrydag verjaar Wayne Creer, Jolene Manley en André van Rooyen. En Saterdag Joshua Larum en Tannie Susie van der Spy. Baie geluk aan elkeen van julle. Vriende, julle sien weer eens die bankbesonderhede op julle skerm. Baie dankie vir die van julle wat regtig getrou is om julle dankoffers oor te betaal. En ook om geld vir ons te gee, sodat ons kos kan koop vir mense wat dit nodig het. Ons dank julle daarvoor. Ons het vandag 3 kort skrifgedeeltes, een uit Johannes 6, een uit Lukas 24 en die derde ene uit 1 Korintiërs 11. Kom ons lees. Jesus het gesê, die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons tog altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. En dan het Lukas 24, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. En dan het 1 Korintiërs 11, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het, die nag toe hy oorgelewer is, brood geneem, en na hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Dit is die woord van die Here. Die bekende skrywer en spreker wat in 1996 oorlede is, Henry Nouwen, het gesê dat die evangelie eintlik opgesom kan word deur 4 woorde: geneem, geseën, gebreek, gegee. En juist daarom is die nagmaal dalk so 'n geweldige, kragtige en aangrypende illustrasie van die evangelie. Want in die nagmaal lees ons dat Jesus die brood geneem het, dat hy dit geseën het, dat hy dit gebreek het en dat hy dit gegee het. En dit is presies daardie pad wat Jesus ook geloop het. Hy wat bekend staan as die brood van die lewe. God het hom gekies. Hy, van wie ons lees in Johannes 1 vers 18, wat God se enigste seun was, God self, wat die naaste aan die Vader was, het God gekies om hom aan ons te kom bekend maak, om God se liefde aan ons te kom meedeel. Hy was God se gekose instrument by uitstek om die liefde aan ons te kommunikeer. En dan lees ons ook dat hy geseën was.
Ons het verlede week gesien by sy doop daar in die Jordaan, het hy gehoor, jy is my geliefde seun, in jou vind ek groot vreugde. Voordat hy die woestyn in is om versoek te word, en hy sou versoek word vir die res van sy lewe. Voordat hy al die verwerping sou beleef in sy bediening en in sy lewe. Voordat hy op die ou einde op Golgotha stikkend gemaak sou word. Kom sê God vir hom, wat ook al gebeur, onthou dit, jy is my geliefde, ek seën jou. En toe is Jesus gebreek. Ons lees in Filippense 2, dat Jesus aanvanklik sy goddelikheid eenkant gesit het, om 'n mens te word, eintlik 'n slaaf. Dit is al 'n groot stuk gebrokenheid, wat hy op homself geneem het, 'n vernedering, wat hy op homself geneem het. En toe op die ou einde, het die mense hom so sleg behandel, dat hy op die ou einde op Golgotha gesterf het, gebroke. Want jy sien, deur sy wonde, moes daar vir ons genesing kom. En in die hele proses, vierdens, het God hom eintlik vir ons gegee. Hy het vir ons die brood van die lewe geword. Hy het vir ons die een geword wat nuwe lewe bring. Hy het vir ons die een geword wat genesing bring. Hy is die een wat ons versoen het met God en met mekaar. So julle sien, Jesus sy hele pad, die pad van die evangelie, van God af tot by ons, was een van geneem wees, geseën wees, gebreek word en gegee word. Nou, ons sal 'n fout maak as ons dink dat die evangelie op daardie punt stop. Die punt waar Jesus nou daai hele pad geloop het. Want die evangelie se verdere pad loop deur ons. En daarom moet ons ook hierdie 4 dinge beleef, en beleef ons dit. Die eerste ene is dat jy en ek ook geneem is, ook gekies is. God het op 'n dag gesê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. God het jou in die skoot van jou ma gevorm, waar niemand by was nie. Jy is van die begin af syne. Hy sê vir sy disippels, wat hy eintlik maar vir ons ook sê, julle het my nie gekies nie. Ek het julle gekies. En dink aan daardie pragtige lied wat ons sing, voordat ek kon kies kon vra, het u klaar my skuld gedra. So ons is deur God gekies. En ons is deur God geseën. Net die feit dat God vir jou sê, jy is myne, is al 'n geweldige groot seën. Maar dink nou ook nou weer aan verlede Sondag, toe ek gesê het, dat toe Jesus daardie dag gedoop is, en hy daar die mensdom verteenwoordig het, het God eintlik nie net vir hom nie, maar vir ons almal gesê, jy is my geliefde. God seën ons elkeen met daardie woorde, jy is my geliefde. Upon you my favor rests. Maar jy is ook gebroken. En dis 'n baie belangrike punt. Niemand is heel nie. Dis juis omdat niemand heel is nie, dat Jesus gekom het om almal te genees. Hy sê self, ek het nie gekom vir die ouens wat gesond is nie, hulle het my blykbaar nie nodig nie. Ek het gekom vir die wat weet dat hulle siek is, vir die wat weet dat hulle stikkend is. En almal van ons vriende het innerlike pyn.
Ons almal is op een of ander manier gebreek. Die lewe traumatiseer almal van ons op verskillende maniere. Ons kry swaar in ons verhoudinge. Dis baie keer die mense die naaste aan jou, wat jou die seerste maak, en vir wie jy die seerste maak. Dit gebeur in die huwelik, dit gebeur tussen ouers en kinders, dit gebeur tussen vriende, dit gebeur by die werk, orals, dat ons mekaar seer maak, en dat ons seer kry. Mens voel ons baie keer gemarginaliseer, verlate, alleen. Dis hoekom ons baie keer al hierdie gedagtes kry, haatlike gedagtes, om mense te na te kom, seer te maak, omdat ons juis hierdie seer in ons dra. So ons het almal innerlike konflik. Ons het ook almal daardie ding dat ons graag die goeie wil doen, maar dan doen ons die kwaad. En dan vervies ons vir onsself, ons verwyd onsself. Want ons wou dit nie so gehad het nie. Hoe gebeur dit, dat ek dit gaan doen wat ek nou gedoen het? Maar Jesus sê, het juis gekom vir mense soos ons, wat weet ons is stikkend, en wat graag gesond wil word. Ek weet dit gaan teen ons grein in, maar moenie maak asof jy nie stikkend is nie. Jy is eintlik nie bruikbaar op hierdie aarde as jy probeer om te lyk asof jy heel is nie. As jy dink jy is beter as ander, nog erger as jy glo jy is beter as ander, jy is okay, die ander is nie, dan kan God jou nie gebruik nie. Want wat dan gebeur, is dat jy veroordelend word, terwyl God juis vir mense wil optel. So omhels jou verwondheid. Besef, dit is joune, ander het ook hulle verwondheid, en hulle moet hulle sin omhels, maar jy moet jou verwondheid, jou gebrokenheid omhels, dit is joune, en deur jou gebrokenheid wil God by ander mense uitkom. Trouwens, deur jou gebrokenheid wil God ook by jou uitkom. So moenie vir God weerstaan, deur 'n leuen te leef, en te dink, jy is okay nie. Aanvaar dat jy ook gebroken is. Own it. So dis my gebed dat wanneer ons vandag ook die nagmaal gebruik, jy dit sal gebruik in die wete dat jy dit saam met medegebrokenis doen. En is my gebed dat jy die ervaring sal hê dat Jesus saam met jou is. Hy wat stikkend geslaan is, en wat opgestaan het. En dat ons daarom die vertroue kan hê, dat hy vir ons sal optel, en dat sy gees vir ons ook sal help om gesond te word. So neem vandag deel aan die nagmaal, juis met jou medegebrokenis. Die laaste punt wat ek wil maak, is dat jy ook gegee is, gestuur is, die wêreld in. As jy die ervaring gehad het, dat God jou genees, dat God besig is met jou, in jou gebrokenheid intree, dan begin jy ook die ervaring kry, dat jy in God se naam wil uitgaan, om ander gebrokenis te kan help.
Daarom dat Jesus ook vir sy disippels gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So ons wil gaan, om ook hom aan ander mense bekend te maak, die genesing by hulle ook uit te bring. Nou, die interessante ding is dat die woord vir seën in Engels is mos nou benediction. En dan wys Nouwen vir ons net daarop dat die woord van die Latyn kom, waar bene beteken goed of goeie, en dictum is woord, goeie woord. En dit is wat seën beteken, om 'n goeie woord vir 'n ander een te sê, oor daardie een. Om 'n goeie woord oor iemand te sê, teenoor ander mense. Jy seën iemand deur goeie goed te gaan sê. Goeie goed oor die persoon, goeie goed oor die persoon se lewe, leiding wat jy vir die persoon wil help gee, of doodgewoon net die een groot goeie boodskap. Jy is God se geliefde. So stikkend as wat jy miskien op hierdie oomblik dink dat jy is en miskien selfs is. So vriende, ons is dus elkeen ook geneem, ons is geseën, ons is gebreek, en ons word gegee. Kom ons gaan wees mense wat help heel maak. Nie mense wat verder breek nie. En kom ons onthou, ons is almal behoeftig aan genesing. Laat ons nie ons vergelyk met ander nie. Almal van ons het genesing nodig. Mag jy dit ervaar. Amen. Om onsself voor te berei vir die nagmaal, gaan ons nou stil word en ons gaan luister na die lied van Sibelius wat gesing word deur The Priests, Be Still My Soul. Kom ons raak stil voor die Here, dink aan ons gebrokenheid, maar ook die feit dat ons geseën is en dat die Here deur ons wonde, nie net vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld wil seën. Kom ons bid so saam. Be still my soul, the Lord is on your side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to your God to order and provide.
Vriende, net soos wat Jesus die brood geneem het en dit gebreek het, breek ons broodjie en ons eet daarvan en ons dink daaraan dat hy die brood is van die lewe, wat vir ons elkeen lewe gee. Die wyn wat ons nou drink, is die symbool daarvan dat die bloed van die Here ons reinig van al ons ongeregtighede. Drink dit en weet, God is besig om jou te genees. Kom ons raak stil voor die Here. Here, so in die stilte is ons bewus daarvan dat ons gebroke mense is, maar ook dat U vir ons baie lief het en dat U vir ons seën en dat U vir ons genees en wonder bo wonder vir ons selfs uitstuur. Ons dank U daarvoor. En ons dink aan daardie woorde, waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. Laat ons toeneem in ons deernis. In Jesus se naam. Amen. Vriende, nou bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees. Amen.